een van die mees bekendste gedeeltes. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Handelinge 1 vers 9. As ons in Handelinge verder lees in hoofstuk 1, voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Ek dink dit is belangrik dat ons vanaand dit net weer vasknoop iewers, dat die Heilige Gees en sy werking nie ontstaan het toe die Gees uitgestort is nie. Dat die Gees van God teenwoordig was van die skepping, dat ons lees reg deur die Ou Testament van die Gees wat funksioneer, wat werk. En dat ons vanaand ook vir mekaar moet sê, selfs in hierdie hoofstuk, is dit duidelik gemaak dat die Gees gefunksioneer het voor die uitstorting van die Gees 10 dae na die Here se hemelvaart. Dit bring ou maar by die ou begrip van die drie-eenheid, en vanaand gaan ons nie probeer om die drie-eenheid te verklaar nie, maar die werkinge wat manifesteer uit 'n enkel persoon, wat in sekere gestaltes plaasvind. Ons kan vir 'n oomblik net daarby stil staan as ons perspektief wil gee rondom hemelvaart en die Gees van God en die verhouding tussen die Gees en Jesus. Elkeen van ons vervul verskillende rolle. As ek my rol moet vervul as oupa, vra dit dat ek sal reis. Dit kan ek net doen in Pretoria en in Secunda. As ek my rol vervul het as seun, veral in die laaste jare en 'n half van my moeder se lewe, moes ek reis. Ek moes Rodepoort sentrum toe gaan. Daar kon ek vir haar 'n seun wees. Vir Mariaan kan ek 'n man wees hier, waar ons woon. In my rol as leraar, vra dit dat ek sal wees waar die behoefte ook dan van ons gemeentelede is. Of dit 'n hospitaal is, of dit in 'n studeerkamer is, of waar dit ook al is. So het God die Vader 'n rol en 'n funksie om te vervul. En dit doen hy, ons noem dit die hemel, daardie sfeer wat vir my en jou nie sigbaar is nie, waar hy funksioneer. En vir 'n oomblik in tyd, vir bietjie meer as 30 jaar, het Jesus hier as mens funksioneer. En dan sien ons na sy hemelvaart, kom sy belofte in vervulling, dat hy sy Gees gee in die plek van sy teenwoordigheid, in hierdie dimensie waarin ek en jy bestaan. En dis die voorreg wat ons het om vanaand ook saam weer te herdink en te herbesoek. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. En dan, ons weet 10 dae het verloop. Ons het rukkie gelede hieroor gesels, hoe die Here ook orde gebring het, ook in hulle wêreld en hulle denkwêreld, dat daar 40 dae verloop het tussen sy opstanding en sy hemelvaart. 40 dae om agter te kom, sy karakter, sy natuur het verander. Waar hy eg mens was onder hulle, waar hy nie deur 'n deur sou kom beweeg as eg mens nie, het hy na sy opstanding begin om in hulle midde te verskyn en net weer homself te onttrek. Sy disippels het begin gewoond raak en ons weet in 40 dae sê die Here, neem ek jou in denke, vernuwe ek jou denke, dat hulle tot die besef kon kom, maar hy is nie meer Jesus, seun van Maria en Josef nie. Hy is die opgestane Heer. En dit gebeur dan hier, ook in Handelinge. Daardie tydperk van 10 dae,
wat hulle saam kan besin oor sy woorde, wat hulle saam kan, maar wat beteken dit? Ons het hom fisies voor ons oë sien opvaar. En die wolk, weet ons, is 'n simbool van God se teenwoordigheid. Hy is nou een met die Vader, hy is in die dimensie van die Vader. Maar wat beteken dit vir ons? En om dan daardie belofte in herinnering te roep, hy sê, ek gaan my gees gee, my plaasvervanger, in elkeen van julle. En hulle het 10 dae om hulle self hierop voor te berei. En dan gebeur dit. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Die Gees gaan hulle bron van krag wees, werksaam binne in hulle, om te doen wat hulle moet doen, om die pad te stap wat die Here wil hê hulle moet stap. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Hy is volledig opgeneem in die teenwoordigheid van die Vader. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Hulle het God se perspektief gebring en hulle herinner aan die belofte wat hiermee saamgaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Onmiddellik, julle is besig om vasgevang te raak in die oomblik van sy afwesigheid. En die engele wil vir hulle kom sê, dit gaan nie oor afwesigheid nie. Dit gaan oor verandering. Dit gaan oor 'n nuwe era. Dit gaan oor die feit dat Jesus, soos beloof, nou deel is van die Vader in die huishouding, hemel soos ons dit noem. En die belofte, die versekering, tweerlei, dat sy Gees sal kom, en in elkeen kom woon, dat ons hom volledig kan ervaar, hier en nou, 24 ure 'n dag. En die tweede belofte, hy sal weer kom, om te herskep. Ons laat dit vir 'n ander geleentheid. So wat is die begin van 'n nuwe era? Wat vier 'n ou as jy hemelvaart wil vier? Wat sê ons vir mekaar? Wat is die essensie van hemelvaart? Ek dink in hulle situasie het hulle waarskynlik 'n enorme verlies beleef. En 'n groot stuk onsekerheid. Want die een wat voorgestap het, die een waaroor dit gaan, die een wat die leiding geneem het, die een wat die lering gedoen het, is net weg. Maar die perspektief, dit wat die engele probeer sê het, is vier die feit dat jou koning opgevaar het. Om te sit aan die regterhand van God, van waar hy sal heers. So wat sien ons? Jesus se nuwe era wat aangebreek het. Hy is nie meer hier op aarde as verlosser en saligmaker nie. Hy het nie meer hier 'n taak om vir elkeen van ons aan die kruis verlossing eenmalig te kom verwerf nie. Hy sit aan die regterhand van God as koning, as regter. So vir hulle was dit, ons kom tot die besef, hy was as mens fisies teenwoordig, beskikbaar in tyd en ruimte. Maar as ek behoefte aan hom gehad het, moes ek by hom wees of hy by my. As hy die tyding kry van 'n siek vriend Lazarus, as hy die tyding kry van 'n siek dogtertjie, moes hy gaan in tyd en ruimte om sy teenwoordigheid daar 'n realiteit te maak. Nou het sy rol verander. Die koning wat opgevaar het, is regter, is voorspraak,
Hoëpriester, koning en Heer, hoof van ons, sender van die Gees, bruidegom, voorloper, wegbereider. Maar so ook het dit verander rondom die plek, rol en funksie van die Gees. Saam met hemelvaart, saam met Jesus se rolverandering, het die Gees se rolverandering gekom. Voortaan is die Gees 'n lewende werklikheid hier en nou, maar anders as Jesus, wat as mens gekoppel was in tyd en ruimte, is die Gees nie. Kan die Gees in hierdie oomblik hier in ons kerkruim besig wees in my en jou, maar dieselfde tyd, enige ander plek in die wêreld. Elkeen van sy kinders het volledig toegang tot die Gees, buite die grense van tyd en ruimte. Die rol van die Gees, dis wonderlik om dit na te lees, trooster, raadgewer, helper, leraar, onderrig, getuie, kragbron, herskepper, medereisiger, waarborg, gawe bewerker, dink maar aan Galasiërs 5, gebedshelper. Hoe hy in my en jou situasie van onvermoë, hoe hy dit ervaar, daar waar ek en jy op ons knieë staan en sê, Here, vanaand kan ek nie bid nie. Waar die Gees dan vir ons die belofte gee is, ek weet dit, ek hoor dit, ek ervaar dit, ek ken jou hart. Los dit in my hande, ek sal hierdie gebed aan die Vader se voete gaan sit, in verstaanbare taal vir die Vader. So hemelvaart waarborg Jesus se teenwoordigheid, sonder begrensing. Want God die Vader, Seun en Gees is een. En ja, soos ons reeds gesê het, ons gaan nie vanaand gesels oor die drie eenheid nie, maar net in elkeen van ons se lewe. Ons is nie 3 persone in een nie, sommige van ons is 10 persone in een. Want in elke plek en funksie waar ons funksioneer, is daar ander rolverwagtinge, is daar ander rolspelers. Ek dink die belangrikste wat ons vir mekaar moet sê, as ons praat oor die begin van 'n nuwe era wat aangebreek het met hemelvaart, is dat ons hemelvaart nooit ooit moet definieer in die feit van Jesus se verwydering nie. Ons moet dit slegs definieer as die vermenigvuldiging van sy teenwoordigheid. Dat hy op 'n ander manier teenwoordig is en vermenigvuldig, volledig toeganklik, 24 ure 'n dag. Dat sy teenwoordigheid op aarde wat gekoppel was aan tyd en ruimte, dat dit verdwyn het en nie meer bestaan nie. Handelinge 1, wat het dit beteken vir die aanvanklike hoorders? Ek dink die belangrikste is, vir hulle dit troos gebring in oomblikke regtig van verwarring, en dit het 'n verwagting gebring. Vir my en jou is dit nie meer 'n nuwe boodskap nie. As jy hierdie vir die eerste keer gelees het, vir die eerste keer gehoor het dit 'n besonderse inhoud en betekenis gehad. Die hartseer as ek en jy dit, as ek 65 is, al 65 keer gelees en gehoor het, dat daardie waarde van 'n eerste keer nie meer ervaar en beleef kan word nie. Maar kom ons sê vir mekaar, ons kan vanaand dieselfde ervaring hê as hulle. Die belofte kan ons vanaand weer vier. Ons kan weer opgewonde raak daaroor om te sê, maar dit is nou vir my. Ek leef nou in 'n tyd en 'n seisoen van my lewe, waar ek dit juis wil hoor, waar ek dit juis nodig het. Sy teenwoordigheid hier en nou in my lewe. Hoe baie keer ervaar ek en jy nie die afstand. Die Here is dalk daar en hoor hy my. Daai wonderlike wete, maar die Here is nie daar nie. Hy het deel geword as seun van God, van die dimensie waar die Vader in bestaan. Maar sy Gees is uitgestort, hier waar ek en jy loop en werk, om deel te wees, daagliks, in alles wat ons doen.
Kom ons herinner ons vanaand aan die engeleboodskap, dat ek en jy moet fokus op die tyd waarin ons leef. Dit is altyd kosbaar, as 'n ou in 'n begrafplaas stap, wat nou nog bestaan, daar op die grafsteen, die datum, streepie datum. En as jy die persoon ken, dan staan jy by die streepie stil, en jy bring in herinnering, wat daardie persoon in sy of haar leeftyd gedoen het. Maar waar lê die waarde? Daai streepie, die stukkies, die tree, die insidente, die ervarings, wat jy saam met daardie persoon gedeel het. En onmiddellik, kry nie net die 2 datums vir jou betekenis nie, maar die streepie. Dis wat met Hemelvaart gebeur het. Die aanbreek van 'n nuwe era, 'n nuwe seisoen. Hemelvaart is die eerste. Ek en jy leef in die streepie. Die wederkoms van Christus is die tweede. En ek en jy die voorreg om deel te wees van hierdie streepie. Sommige van ons het die voorreg om baie jare deel te wees. Van ons geliefdes, se streepie wat saamgeloop het met hierdie streepie tussen hemelvaart en wederkoms, het tot 'n einde gekom. Maar solank ek en jy die engele boodskap hoor, dat ons in 'n verwagting leef, in hierdie tydjie, is die Gees nie net my kragbron nie. Is die een wat my in staat stel om my roeping as draer van sy boodskap te leef. Watter waarhede kan ek en jy vanaand sê, hoor ons hier? Oorgang van eras. Die hemelvaart merk die einde van fisiese teenwoordigheid, maar die begin van 'n ander teenwoordigheid. Dieselfde beginsel is waar ek en jy sterf. As kinders van die Here sien ons dit as die aanbreek van 'n nuwe era, die oorgang. Wat sê die wêreld vir ons? Dis die einde van 'n era. Die stryd is verloor. Ek en jy het 'n ander perspektief. Ons weet wat oorgange van eras beteken. Om 'n ander era te beteken waar 'n ander manier van lewe my deel word. Christus se heerskappy om te sit aan die regterhand van God. Bron van my en jou krag, waarin ek en jy in hierdie lewe werksaam is. Waar 'n ou hier wonders beleef. Waar 'n ou wat in hierdie dimensie is, aan sy voete gaan sit, en waar jy net stom kan staan en sê wat hier gebeur het, in my en jou mensetaal is 'n wonderwerk. In goddelike taal, dis die Here wat sit aan die regterhand van God op sy troon, wat ook in hierdie dimensie van ons heerskappy voer, deur mense, deur instansies, alles is gedelegeerde gesag van hom. Kerk se sending, my sending, jou sending, die groot opdrag. Dis interessant, as die Here praat oor sy hemelvaart, is een ding duidelik. Die nuwe era wat aanbreek is ook die era waarin julle, my kinders, die draers van die evangelie word. Dis die groot opdrag. Dis die enigste opdrag. En hy sê, julle sal die krag ontvang, wanneer my Gees oor julle kom, sal julle die krag daarvoor hê, toegerus wees. Maar dit beteken dat ek en jy leef met daardie eskatologiese hoop van sy wederkoms, van 'n weersiens. Ek hoor iets op televisie wat vir my kosbaar was. Iemand wat ook 'n troeteldier verloor het. En in kinderlikheid sê, soos ek en jy die verwagting het, dat ons geliefdes weer sal sien, sê hy die verwagting, dat hy sy troeteldier weer sal sien. Dat die Here lewe wat hier is, dat 'n ander era aanbreek, as ons die laaste asem hier uitblaas.
en dat daar waar hy is, waar ons geliefdes nou is, waar ons eendag saam sal wees, 'n weersien sal wees. Maar dis om te leef met 'n hoop. Hemelvaart moet in my en jou 'n hoop aansteek. Want dit stel ons in staat om te leef, om te doen, omdat ons op reis is na 'n bestemming wat nie hier is, in hierdie bedeling nie. Gemeenskap en gebed. Wat was die uitstaande kenmerk van daardie 10 dae? Hoe het hulle self toegerus? Hoe was hulle gereed om die uitstorting van die Gees te beleef en te ontvang? In hulle saamwees, in hulle eenheid, in hulle gebed. Hulle kniel voor die Here. En dit moet ons in Hemelvaart ook vir mekaar sê, as 'n geloofshuishouding. Is dit nie iets wat ons juis moet koester van Hemelvaart nie? Daar is soveel momente wat ons suiwer koester rondom Paasfees en rondom Kerstyd. Maar rondom Hemelvaart het ons nie regtig tradisies wat ontstaan nie. Maar hier is 'n kosbare een wat kan neerslag vind en wat gesanksioneer is in Jesus se eie woorde en opgeteken is in Handelinge 1. Dat ons, totdat hy weer kom, 'n eenheid moet wees. Saam moet wees, in gebed moet volhard. Om so 'n struktuur te gee aan ons boodskap, uiting te gee aan die groot opdrag. Riglyne, wat ons uit Handelinge 1 kan saamvat, vanaand as ons wil praat oor Hemelvaart, die duidelike opdrag. Ek en jy moet ons roeping uitleef. Ons moet getuies wees. En ek wil amper sê, in die tyd waarin ons leef, word dit in 'n sekere sin makliker om getuies te wees. Die wêreld het gewoond geraak om te lees waar daar nie 'n teks is nie. Die wêreld het gewoon geraak om te sien waar daar nie woorde is nie. En dit gee vir my en jou die geleentheid om in enige kring, in enige werkskring, selfs in die kringe waar ek en jy per definisie nie mag praat oor ons geloof nie, dat ons kan wees. En uit ons wees, sonder woorde, kan ons roeping uitleef. Laat ons 'n getuienis na, maar hy is die kragbron. Hy is die een wat ons daarvoor toerus. En dan daardie ritme wat ons hier in Handelinge 1 gesien het. Soms weet ek en jy dat ons 'n ding moet doen. Soms weet ek en jy dat ons met iemand moet praat oor 'n faset, oor 'n insident, oor woorde of wat ook al. Maar ek en jy het nie die vaardigheid. En soms storm ons in en besef ons na die tyd, sjoe, dit was dalk nie die regte manier nie. Daardie ritme van Handelinge 1, wag en word toegerus deur die Gees. En daardie 10 dae het hulle bymekaar gekom. Hulle het dit beleef. Ek wil amper sê die bonatuurlike en die natuurlike van sy opneem in die hemel. Hulle kon die wêreld plat gehardloop het om dit wat hulle gesien het te dra. Maar die opdrag was, julle is nog nie gereed nie. Wag. Die regte oomblik sal kom. En dit het eers gekom 10 dae later. En toe is hulle die wêreld in. Maar toegerus deur die Gees om 'n boodskap te dra wat ontvanklik is. Baie keer het ek en jy gewoon nie die tyd om te wag nie. Maar kom ons sê vir mekaar, dis een van die lesse wat ons met Hemelvaart kan saamneem. Wanneer ek 'n ding wil doen, en wanneer ek in my gees ervaar ek is nog nie reg nie, is dit juis die Gees van God wat vir my sê, jy is nog nie reg nie. Wag, bid, saam met iemand, volhard, vra vir die Gees se leiding en toerusting om hierdie saak te hanteer. En dis wanneer jy op 'n dag, op 'n oomblik weet, dis nou.
wat jy die gesprek aanknoop, wat jy sê wat jy moet sê, wat jy doen wat jy moet doen, wat jy die streep moet trek waar hy getrek moet word. En dis dan die regte tyd, die regte plek, want jy die ritme van Handelinge 1, om te wag op die Gees dat hy my toerus, het jy gevolg. Hou fokus op Christus. Ons weet, selfs in hierdie gedeelte, die verwagting was 'n aardse koning, 'n aardse Jesus. Nee, jy moet nie opvaar aan die regterhand van God gaan sit nie, jy moet dit hier doen. Soms is dit my en jou verwagting. Maar om te fokus op wie Christus is. Die een wat opgevaar het. Die een wat sit aan die regterhand van God. Wat volkome gesag in sy hand het. Ons weet daar's verskillende maniere ook in die Ou Testament waar die Here se almag na vore gekom het. Die verhaal van Gideon, die 7 maal loop om 'n stad, so kan ons aanhou. Vandag steeds. Hoeveel getuienisse is daar nie opgeteken? Van vergaderings wat geskeduleer is in 'n raadsaal, al wat bekend is die tyd. Maar gelowiges wat volhard in gebed, en die dag as die vergadering plaasvind en die besluit geneem word, sê almal, verstaan dit nie. Dis nie die besluit wat op die tafel was, wat geneem moes word nie. Dis die krag van die Here in die tyd waarin ons leef, as hom steeds erkenning gee as die een wat heers hier op aarde vanuit die hemele. Volhard in gebed en gemeenskap kan ons nie genoeg beklemtoon nie. Ook vir ons as liggaam van die Here. Ons het hierdie kuns in 'n sekere sin volmaak in ons privaat lewe. Uit die aard van my en Abraham se beroep, is dit ons voorreg die gebruik om 'n gebedsgroep te begin vir iemand wat baie siek is, het praktyk geword. So ek en hy is op baie van hierdie groepe. Maar die wonderlik is om te sien daar hoe die Here gebede antwoord. Om te sien daar hoe die onmoontlike moontlik word. Maar ook om te sien daar wanneer in mense taal die begeerte van my hart nie verwesenlik word nie en daar 'n oorgang is, nie van siek na gesond nie, maar 'n oorgang van hierdie lewe na 'n lewe saam met die Here. Hoe sy Gees ook hierdie proses meegemaak het en begelei het. En as daai dag aanbreek, hoe daar vrede is, wat menslike verstand te bowe gaan. Iets daarvan kort ons in ons samelewing. Ons het dit in ons persoonlike lewe begin regkry om dit te leef. Maar ek dink in ons samelewing skiet ons ver te kort. Ons land, ons wêreld het gebed nodig. En gelowiges wat hande vat, wat saam volhard. Mag die Here ons daarin lei hoe ons dit kan doen. En dan die leef tussen belofte en vervulling. Ons bekommer ons oor baie dinge. En nou, met dit wat in die wêreld gebeur en daarmee saam, alles wat in my en jou lewe uit beheerspiraal. As jy dieselvoertuig ry, dan begin jy al uitwerk wat kos dit jou om kafee toe te ry en terug. As jy kyk na die beleggingsmarkte, om weer net tot die bewussyn te kom waarmee ek besig is tydelik. Wat belangrik is nie die tydelike nie. Waar my fokus moet wees, word baie keer deur hierdie dinge beïnvloed. Dat ek my fokus afhaal van die Here en die feit dat ek die voorreg het om 'n stukkie pad saam te loop van daai kort streepie tussen hemelvaart
en wederkoms. En mag vanaand, Hemelvaart 2026, dit net weer in my gees 'n feit maak, wat ek nie net kan hoor nie, maar kan leef. Laaste paar opmerkings. Hemelvaart is nie om my passief te maak nie, maar om my juist te aktiveer. As die disippels na hemelvaart passief geraak het, teruggesit het, gesê dis verby, hierdie seisoen is verby, hy was hier, dis wonderlik, maar ek gaan aan met my lewe, ek gaan weer visvang, of wat ook al. Maar dit het hulle geaktiveer om draers te wees van die een se boodskap, die een wat in 'n ander era inbeleef het, en 'n nuwe era gevestig het, met die gees wat hy gelaat het. En daarom vir my ook. Ek sal dit nooit vergeet nie, ek kan nie onthou by watter geleentheid een van ons manne saamtrek dit was nie, wat die persoon gesê het, die slegste ding wat met 'n man kan gebeur, is as jy die Here ontmoet, en in jou gees daal daar ietsie van, en nou wag ek tot hy my hemel toe vat. Dan raak ek passief. Dis 'n wonder om die Here aan te neem as verlosser en saligmaker, maar dit moet my aktiveer tot 'n lewe van diens, 'n lewe van getuienis. Wanneer ek bid ek nie in 'n lugleegte nie. Ek praat met die koning van konings, die een wat in my woon. En moet dit nooit vergeet rondom gebed nie. Ek en jy het slegs die vermoë om in die taal wat ons verstaan, ons woorde te formuleer. Maar daardie woorde word 'n hemelse taal as dit aan die voete van die Vader kom. En ek en jy doen dit nie alleen nie. Sy gees wat in ons woon, bid saam met ons. En waar ek en jy 'n onvermoë het om onsself reg te verwoord hy, en waar ek en jy glad nie die vermoë het nie, kan ons vir die een wat in ons woon sê, vanaand kan en wil ek nie bid nie, en gaan ek nie bid nie. Ek ken my hart, ek ken my behoeftes, bid vir my. En dis wat die gees wat in my en jou woon, wat dit vir ons doen. Ander perspektief. Ons sê baie keer ons is koningskinders, maar kom ons glo dit. Hemelvaart het dit gebeur. Die koning het opgevaar. En ek en jy as sy kinders, word die koning se boodskappers in hierdie bedeling. Ja, ons leef tussen die twee gebeurtenisse, en ons het 'n roeping hier en nou. Ek moet nie net oorleef nie. Nee, ek moet die hemel aarde toe bring, hier en nou. 3 laaste gedagtes. Wat sê Hemelvaart vanaand vir my en jou? Ons hoef nie paniekerig te wees nie. Hy regeer. Ons hoef nie alleen te wees nie, hy is altyd naby. Ons hoef nie sinloos te leef nie, want hy kom verseker terug. Ons het uitdeelstukkies by die deure gehad rondom vanaand, en ons gaan dit doen vir hierdie Pinkster, Sondagoggend, Sondag aand, Maandag, Dinsdag en Woensdag aand, gaan ons elke keer hierdie besprekingsvrae en gebedsake kry. So, neem dit saam en in die lig van vanaand, as jy tyd het by die huis, gesels met jouself of jou geliefdes daaroor, rondom Handelinge 1. En kom ons bid dan saam, kom ons volhard saam in gebed in hierdie Pinkstertyd, elkeen uiteraard in ons eie huis. Ons gaan van Sondag aand af, gaan ons dit hier saam doen. Sondag aand, Maandag, Dinsdag en Woensdag aand, vind ons Pinkstergeleenthede in die Lapa plaas. Ons gaan 'n koffietjie en 'n teetjie reg hê, en 'n stukkie beskuit, maar ons gaan die tafels gedek hê. So ons gaan die boodskap bring, en by die tafels, 6 by 'n tafel, gaan ons geleentheid hê, om dan hierdie vrae sommer daar saam te bespreek, en ook saam daar te volhard in gebed. Kom ons raak stil.
Here, U is die verhoogde Heer, maar ook die lewendmakend Gees in ons. Ja, Here, Hemelvaart is 'n tyd waar ons in aanbidding wil buig voor U. Wil vier, Here, die feit dat U opgeneem is, saam met die Vader is, aan sy regterhand sit. Die Gees gegee het, oor ons uitgestort het, lewend in elkeen van ons, inwonend, werksaam, en dat ons deur sy krag toegerus word. Here, ons dankie dat Hemelvaart nie oor verlating en verlies gaan nie, maar juis oor teenwoordigheid en vermenigvuldiging op 'n volledige vlak. Dankie, Here, dat U Gees vir ons die kragbron is, elke dag ons vol met moed, waardeur ons kan beleef U genade vir elke dag is genoeg. Ja, Here, ons harte is vanaand opnuut oop om U Gees te ontvang as lewendgewende krag. Here, ek wil myself vanaand opnuut beskikbaar stel om die draer te wees van U boodskap. Om U genade en U liefde te leef. Ja, Here, om te preek sonder woorde. Om net U aangename geur te bring in ons gebroke wêreld. Dankie, Here, dat ons weet U is 'n medereisiger wat ons nooit verlaat nie. Ons mag soms, Here, ons afstomp vir U, maar U inwoning, Here, hef U nooit op nie. Daarvoor dank ons U. Amen.